Ek is so opgewonde om weer met ons reeks uit Openbaring voort te gaan. Het jy jou Bybel saamgebring? Openbaring, hoofstuk 3. Kan iemand net vir ons hierdie voorste ligte weer aansit asseblief? Openbaring 3, en ons lees saam vanaf vers 7. Openbaring 3 vanaf vers 7. Sit net vir my die slide daar op die skerm, Ewan asseblief. Goed, so ons is besig met 'n reeks, ek noem dit die blou druk vir 'n gesonde gemeente. En voor ek dit gaan lees, kom ons som net gou eers op. Wat het gebeur by die ander 5 gemeentes? Ons is nou by die 6de gemeente. Daar's 7 gemeentes aan wie Jesus self persoonlike brief skryf. Johannes skryf dit neer, wat Jesus vir hom sê, en 'n klomp mense kom kuier vir Johannes daar op die eiland Patmos van hierdie 7 gemeentes, en hulle vat hierdie briewe terug na hulle gemeentes toe. En ons wil meet, hoe gesond is ons gemeente, hoe gesond is die kerk van Jesus Christus op aarde, aan die hand van hierdie 7 briewe, wat ons in Openbaring kry. Klik hom net vir my een keer, en dan sal hy hierso by my werk, Ewan. Hoopelik, daar sy, goed. So elkeen van hierdie briewe het 'n baie unieke struktuur. Elke brief se naam beteken iets en het verband met die gemeente. So nou kyk na Philadelphia gemeente. Elke gemeente spreek 'n sekere era in die kerkgeskiedenis aan, vanaf die Nuwe Testament tot vandag. Gaan julle nou wys. Elke brief het 'n aanhef. Ek het vir julle 'n paar keer dit illustreer, as ek vir jou 'n brief skryf vir e-pos en ek sê, liewe Gian, dan is het alright, maar as ek skryf, geagte Gian, dan moet jy weet, wat? Verstaan julle bedoel die aanhef, manier hoe hom begin, is bietjie anderste, is bietjie gewigtig. Elke brief het 'n waarskuwing, of is daar vir elkeen 'n waarskuwing? Interessant, ons gaan nou sien met Philadelphia. Elke brief het 'n voorwaarde. Sy sê, as julle nie dit doen nie, dan gaan dit gebeur. Elke brief het gevolge, en elke brief aan die einde het 'n belofte. Wie van julle tog die klippie wat julle gekry het, al by die 2de gemeente, het jy nog daai klippie eers? Die Here het gesê, ek gaan jou naam skryf op 'n wit klippie, toe het ek vir elkeen 'n wit klippie gegee om huis toe te vat. Sit hom in jou broeksak, sit hom in jou handsak, en onthou, die Here het vir jou 'n nuwe naam gegee. Ons gaan sien, Philadelphia gemeente het 'n soortgelyke belofte. So, hier is die opsomming van die struktuur van die gemeente. Interessant, Sardes gemeente, daarso, Sardes, geen erkenning nie, want Sardes gemeente, is een wat ek 3 weke terug oor gepreek het. Die Here begin, hy sê, julle is dood. Skokkend. Geen erkenning, geen aanmoediging nie. Bekommernis, geen bekommernis of besorgdheid. Ek het bekommernis daar getik, want dit het in die Bybel ingepas, dit was te lank, te verander ek dit na besorgdheid. As geen besorgdheid, geen bekommernis oor die Smyrna gemeente nie, ook nie oor die Philadelphia gemeente waarna ons vandag gaan kyk nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Ja, ek hou van, ja, hulle doen alles reg. Dis asof die Here sê, Shappies, mooi so. So dis net 'n opsomming van die struktuur van die gemeentes. Dan, hoe pas ons elkeen van hierdie gemeentes toe op die kerk vandag? Efese gemeente, hulle was toegewyd. Hulle was gefokus op die leerstelling van die apostels, maar die Here sê vir hulle, waar is julle eerste liefde? Dit help nie jy is akademies, skerp, maar in jou hart is daar geen liefde meer vir die Here nie. Pergamum, Smyrna gemeente, hulle het vervolging verdra. Pergamum gemeente, hulle het opgestaan teen die wêreld. Thyatira,
hulle het verwerp heidense gebruike, die Sardes gemeente was waaksaam, alhoewel hulle dood was, hulle was daarom waaksaam, en vandag se gemeente, ons gaan praat oor Philadelphia, hulle het uitgereik na die wêreld rondom hulle. Interessant, Annette sê nou dag vir my, en dis waar, die 7 gemeentes is net 'n aanduiding van die 7 eras van die kerkgeskiedenis nie, maar elke gemeente gaan ook deur hierdie 7 fases. Soms gaan dit goed in die gemeente, dan is daar nie fout nie, die Here is nie, daar's niks wat hy oor. Ander kere dan sê hy, hey, julle moet wakker word. Ook in jou eie lewe gaan jy deur verskillende fases. Kom ons kyk na die betekenis van die Philadelphia gemeente. Wat voor ons te doen? Ek preek met julle en praat met julle uit die woord uit. So kom ons lees. Wat sê die Bybel? Filippense 3 vers 7. Skryf aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. Openbaring. My kop het gesê Openbaring, maar by my mond het Filippense uitgekom. Wow. Goed, kom ons probeer weer. Openbaring 3 vers 7. Skryf aan die gemeente, die leraar van die gemeente van Philadelphia. So sê die heilige, die ware God. Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit, niemand sal dit weer toesluit nie, wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie. Vers 8, ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloor nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, maar dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Wow, dis mooi. Dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou, sal julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. En hier is die tema van vandag se boodskap, vers 11. Ek kom gou. Hou vas. Ek kom gou. Hou vas. Sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak. Hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe. En die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem wat van my God af uit die hemel uitkom. En ek sal ook my eie naam daarop skrywe, op hom. Vers 13. Elkeen wat kan hoor, moet luister. Elkeen wat kan hoor. Wie van julle het ore? Maak gou so. Elkeen wat kan hoor, moet luister. Goed, amazing brief. So die gemeente van Philadelphia. Wat beteken Philadelphia? Wie weet? Phileo is daar's 3 Griekse woorde vir liefde. Phileo is platoniese vriendskap. Phile en Delphia is broer. Liefde vir jou broer. So in 139 voor Christus het die gouverneur van Philadelphia die stad na Philadelphia vernoem, want hy was baie lief vir sy broer wat in een van die ander stede gebly het. Daarom het hy hom Philadelphia genoem. Daar was 'n ryk vulkaniese grond, baie soos hier in Nieu-Seeland. As jy, wat noem hulle dit hierso? Wat se grond? Swart grond, die vulkaniese grond hier, as jy dit op jou plot of op jou plaas het, ek hoor almal sê, hey man, dan kan jy lekker boer. Wat volcanic ash, daar sê. So daar was baie aardbewings in daai omgewing gewees, die stad was dikwels deur aardbewings beskadig gewees, en omdat die grond so vrugbaar was daar goeie wynbedryf. Goeie wynbedryf, soos daar in die Kaap. Die stad het voortbly staan tot in die 1400s, toe dit deur die Turkse moslems
vernietig is. En net so terloops, ons lees baie van Islam. Mense, julle moet vanmôre mooi vir my hoor, moenie dink dat die Allah van Islam die God van Abraham en Isak en Jakob is nie. Die moslems, die Koran gee opdrag vir moslems om die infidels, mense wat nie moslems is nie, te vermoor. Islam is besig om Europa oor te neem. Islam aanbid nie die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Moet jou nie self flous om te dink dat Islam 'n vredelewende godsdienst is nie. Dis 'n ideologie wat een doel voor oor het en dit is om die wêreld oor te neem. Gaan nie nou veel daarop verder ingaan nie. Neem dit net in gedagte. So in 1400 is die stad Philadelphia deur die moslems van die Turke vernietig. Waar's Philadelphia? Daar's Athene, daarbo is Istanbul, hier's Israel, so julle kry so 'n idee waar dit is op die wêreldkaart. En die 7 gemeentes is almal hier in Kappadosie, daai provinsie van Turkye, waar's Philadelphia? Ek sien hom nou nie dadelik. Daar's hy. Goed. So nou weet ons waar in die wêreld. Dis fisiese gemeentes aan wie hierdie briewe geskryf is. Dis nie 'n fiktiewe idee nie, dit was 'n gemeente aan wie dit geskryf is. Nou, die 7 eras wat elkeen van hierdie gemeentes in die kerkgeskiedenis aanspreek. Die Efese gemeente het verwys na die apostoliese kerk. Die Smyrna gemeente, die vervolgde kerk, tot en met Konstantyn in 300 na Christus, toe hy die Christendom as die staatsgodsdienst verklaar het en die vervolging opgehou het. Pergamum, die verleide of dwaalkerk, tot en met 600 na Christus. Thyatira, die donker middeleeue, tot en met 1517, toe die protestantse beweging onder Martin Luther begin het. Sardes, die post-reformatie kerk, toe daar herlewing kom, toe die kerk weer net half amper in die woorde van Jesus aan die gemeente van Sardes dood gegaan. En dan die Philadelphia kerk is die sendingkerk in die 18 en 1900s. Ek gaan net lees hier op my notas terwille van tyd. Hoekom die Philadelphia kerk die sendingkerk is. Ons sien hier dat Jesus sê, kyk, julle is klein, julle is nie baie sterk nie, maar julle het aan my woord vasgehou. En dit is 'n verwysing na die feit dat die Philadelphia gemeente het die evangelie uitgedra na die stede en die dorpe rondom hulle. In die 18 en 1900s in die kerkgeskiedenis, kort na die herlewing van die 1700s onder die Wesley broers, Charles en John Wesley in Engeland en Jonathan Edwards en George Whitefield in Amerika, het Christene besef dat die evangelie verkondig moet word. Interessant, hoor gou hier, in die 18 en 1900s was daar slegs 1% van alle Christene op die aardbodem was 1% van Christene was in Amerika en in Europa. Maar toe begin die Christene, die kerk, net soos die Philadelphia gemeente, begin uitreik na die wêreld toe, na Asië, na Afrika, Latyns-Amerika, sodat daar vandag 67% van die totale Christendom is vandag in Afrika, Latyns-Amerika en Asië. 1%, 67%. Amazing. Hoekom? In Duitsland het die Morawiërs sendelinge na 28 lande toe begin stuur in die 1700s. William Carey het van Engeland af Indië toe gegaan en hy is die eerste van honderde sendelinge wat Indië bereik. Hy word beskou as die vader van moderne sending. Hudson Taylor gaan van Engeland af in daai tyd. Ek het Hudson Taylor se lewensverhaal gelees en toe hy vertrek op sy sendingreis na China, pak hy sy kus saam met hom op die boot. Want hy het geweet, ek kom nie terug nie. Adoniram Joodsam gaan van Amerika af na Burma. Terwyl hy in Burma sendingwerk doen.
sterf sy eerste vrou, hy gaan terug Amerika toe, hy trou weer, sy tweede vrou sterf, hy gaan terug Amerika toe, hy trou weer, sy derde vrou sterf. 3 van sy kinders sterf. Maar teen die einde van sy sendingwerk in Burma is die Bybel in Burmees vertaal en almal kan die Bybel lees. Vandag is daar meer as 48.000 sendelinge wat van China en die oosterse lande van Afrika en Latyns-Amerika na ander wêrelddele toe gaan. Om die evangelie terug te vat na Europa, na Amerika, na Nieu-Seeland wat besig is om 'n post-Christendom te word. So dit is Philadelphia, die gemeente wat beteken Philadelphia? Liefde vir die broers, hulle gee om, hulle reik uit na die wêreld, dit gaan nie net oor onsself nie. Kom ons kyk na die aanhef van die brief. Hoe begin hierdie brief? Kyk in jou Bybel, wat staan daar? So sê die Heilige, die ware God. Wie praat? Wie skryf hierdie briewe? Wie? Jesus. Wat sê hy? So sê die Heilige, die ware God. Wat sê dit vir ons van Jesus? Jesus sê self, ek is, sê dit, ek is God, die ware God. Die een enkele faktor wat die ware kerk van Jesus Christus onderskei van enige ander kerk, is die feit dat die ware kerk, luister mooi wat ek vir julle sê, ek gaan nou vir die naam van 'n paar sektariese bewegings noem, die ware kerk erken die goddelikheid van Jesus. Ons aanbid een God wat hom aan ons bekend maak in 3 persone, Vader, Seun, Heilige Gees. As jy wil weet of 'n kerk of 'n sending of 'n organisasie of 'n beweging ware kerk is, toets hom aan die erkentenis wat hulle gee dat Jesus Christus self God is. As hulle dit nie doen nie, dan is hulle sekte. Die Jehova Getuies is 'n sektebeweging. Ek draf wanneer ek gaan, lanklaas, maar ek het gister weer 'n paar kraan gedoen, draf ek al by die stalletjie verby, waar die Jehova Getuies staan, toe kom hy skrif in Matteus 18 by my op. Is beter dat jy 'n meelsteen in jou nek vasmaak, en jy in die see gegooi word, as dit een van my kinders verlei. Wanneer ons partykeer die woord van God ernstig opneem, daar staan dis beter, so ek moet daai klompie Jehova Getuies bymekaar kry, 'n meelsteen hulle nekke maak, hulle daar in die rivier gooi. Dis bietjie erg, hè? Mormone, ek sien hulle bou hulle hele kerkgebou oor hieronder. Pragtig, ek weet nie hoeveel miljoene hulle op hom spandeer nie. Hulle erken nie die goddelikheid van Jesus nie. Ou apostels, ek praat van Christelike organisasies. Praat nie van moslems, hindoes ensovoorts nie. Dis die toets. So sê die Heilige, wat staan daar? Die ware God. Baie teoloë, Christen teoloë sê Jesus was nie so seker oor sy eie identiteit nie. Lees jou Bybel, meneer professor. Wie sê Jesus is ek? Ek is die Heilige, die ware God. As jy die Vader wil leer ken, kyk na Jesus. Jesaja 6, die engele aanbid God en roep uit, 3 maal roep hulle uit, oor en oor, wat roep hulle uit? Heilig, heilig,
heilig. Jy kan nie hierdie titel vir jouself toeëien as jy nie self God is nie. En daarom kom Petrus, en hy sê in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, daarom moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees, want God is heilig. So ons kyk na die aanhef van hierdie brief. Jesus is die heilige en die ware God. Hy sê in vers 7, ek hou die sleutels van Dawid. Ek sluit oop, niemand sluit toe nie. Ek sluit toe en niemand sluit weer oop nie. Dis 'n aanhaling uit Jesaja 22 vers 22. Net een wat absolute gesag het, kan sê, ek sluit oop en niemand sluit toe nie. Ek sluit toe en niemand sluit oop nie. Hy het die sleutels in sy hand. En dit is 'n valse leerstelling wat in die Rooms-Katolieke Kerk gevestig geraak het, gebaseer op Matteus 16 vers 18, waar Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe sê Jesus vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader in die hemel, ek gee aan jou die sleutels. En die Rooms-Katolieke Kerk leer dat Petrus op grond van daai skrif die eerste paus was. Want Jesus sê, ek gee aan jou die sleutels. Dis nie wat Jesus daar sê nie. Hy sê, nee, ek gee aan jou die sleutels op grond van dit wat jy verklaar het, dat ek die Christus is. Op grond van jou geloof. En dis nie die apostels wat daardie autoriteit het om die deure oop te sluit en toe te sluit nie, want dit gaan nie oor die identiteit van 'n persoon nie. Ek wil gou vir julle 'n les leer, wat jy in jou eie lewe, in jou eie gesin kan gaan toepas. Die autoriteit wat Jesus het, gee hy vir ons, want hy kom in Matteus 18, net 2 hoofstukke verder, en hy sê, alles wat julle op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit wees. Wat wil ek vir julle leer? By my huis, waar my grondgebied is, die plek waar ek is, by my gemeente, in hierdie kerkgebou, in jou kantoor, in jou klaskamer, daar waar jy werk, daar waar die Here vir jou autoriteit gegee het, in jou familie, in jou area van autoriteit, as julle met my, daar gee hy vir jou autoriteit. Jy hoef nie verskoning te maak vir wat by jou huis gebeur nie. In my huis sal sekere goed nie gebeur nie. Ek neem autoriteit oor daardie huis. As ek by hierdie saal inkom, die van julle wat 8:30 hier is, as ek hier inkom, op 'n Sondagmôre as ek hier instap, dan bid ek hierdie gebed, Here, U het vir my autoriteit gegee. En ek sê vir elke bose mag en krag wat in hierdie week, in hierdie saal ingekom het, deur watter mense of wie ook al om hier uit te gaan, want ons, die kinders van die Here, het in hierdie plek ingestap. Ons neem autoriteit. In my huis, in my gebou, daar waar ek werk, in my kantoor, daar is Jesus Christus alles en in almal. Dis wat Jesus hierso vir die gemeente sê. Ek het die sleutels en hy gee daardie autoriteit vir ons. Gaan pas dit toe in jou huwelik. Jou kinders is haywire. Dit gaan nie goed in jou huwelik nie. Neem autoriteit. Net herinner ons net gister toe ons saam gebid het vir Diaspora Families International. Jesus sê in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Neem autoriteit. Tel jou kop hoog op. Ek is nie 'n vloerlap nie. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is man van God. Ek is vrou van God. Ek is kind van God. Ek hoef nie die wêreld te vrees nie. Ek loop trots op die golfbaan. As iemand die naam van die Here uiteindelik gebruik, dan sê ek vir hom, stop dit.
Ek is nie jou verskoning, ek is nie hier om opgetrap te word nie. Ek lewe met liefde, maar met gesag. Die 4de deel van die brief, wat 'n deel is van elkeen se struktuur, is die aanmoediging. Kyk daar in vers 8. Wat sê in vers 8? Wow, dis mooi. Wat staan vers 8? Ek weet alles. Ek het nog nooit daar, dit staan in elke brief, staan daar ek weet alles, maar die week toe ek voorberei het, dink ek skielik aan Big Brother. Het julle die uitdrukking wat ons gebruik, Big Brother is watching you? Na. Het julle al die all-seeing eye gesien op die piramide op die Amerikaanse $1? Is daar 'n piramide boon die all-seeing eye. Hindus, rooi kolletjie in die middel. Die Illuminati, die wêreldmag, ons gaan later nog daaroor praat as ek oor Openbaring verder preek. En die wêreld is besig met 'n stelsel om alles te beheer, om te dink dat hulle alles sien. Aiwa. Daar's net een. Jesus. En hy sê nie ek weet alles om ons bang te maak nie. Maar hy sê vanmôre vir jou, ek weet alles wat jy doen, want ek loop saam met jou. Jou seer, jou vrese, jou foute, dit wat niemand raak sien nie, dit wat jy dink, ek weet dit ook. Nie omdat ek jou wil straf nie, maar ek weet alles. Wow, dis die God wat ons dien. So wat weet hy alles? Hy sê, ek het 'n deur voor julle oopgesluit. 'n Oop deur, en dit verwys spesifiek na hierdie Philadelphia gemeente se uitreik na die wêreld om die evangelie te verkondig. Hy sê, ek weet dat julle min krag het. Tog het julle aan my boodskap vasgehou. En dat julle min krag het, beteken dat dit 'n klein gemeentetjie is. Ons is 60 mense, plus ons kinders, ons is 100 mense. Die Here sê vanmôre vir ACK vangery, ek weet dat julle min krag het. Maar die hoeveelheid krag wat julle het, sê niks van die hoeveelheid autoriteit wat julle het nie. Hallo? Die Here het vir ons as gemeente autoriteit gegee. Ons begin vanmiddag met 'n uitreik na die hele wêreld toe. Ons sit vir die kamers oor die hele wêreld met die evangelie te bereik. Julle bydrae stel die gemeente in staat om sendingwerk in die Midde-Ooste te doen. Ek praat net gister met een van die sendelinge wat ook op die call was, en hy sê vir my, wow, die geld wat julle gemeente vir ons gegee het verlede jaar, het presies op die regte oomblik gekom toe ek 'n sekere transaksie moes aangaan. Ek het die oggend gebid, hy vertel my gister, hy sê, ek het die oggend gebid en ek het €600 nodig gehad vir iets wat ek moes aankoop vir die bediening, en daai dag, toe betaal ACK vangery dit in. Julle het min krag, maar julle autoriteit is onbeperk. Hy sê, daar by julle is mense wat deel is van die sinagoge van Satan. Nou, die gemeente van Smyrna, dis reg, het ook so 'n sinagoge van Satan gehad. Wat bedoel Jesus daarmee? Mense wat sê dat hulle Jode is, maar dit nie is nie. Ons kry baie daarmee te doen. Mense wat sê dat hulle die Here dien, maar hulle dien hom glad nie.
Mense wat Sondag mooi aantrek en kerk toe gaan, amper sê ek maar by die huis knyp hulle die kat in die donker. Jesus sê in Johannes 8, reguit vir die Jode, julle maak asof julle Jode is, maar julle het die Satan as vader. Pas op. Wat jy sê en wat jy doen, moet by mekaar pas. Ek gaan bietjie vinniger aangaan, want ek wil by die hooftema van hierdie brief uitkom. Hy bemoedig hulle, hy sê vir hulle, julle het aan my boodskap vasgehou. Julle het aan my boodskap vasgehou, en daai mense van die sinagoge van die Satan, hulle sal voor julle kniel, hulle sal hulle knie buig. Mense wat slegte goed van jou sê, mense wat maak asof hulle die Here dien. Ken julle sulke mense? Hulle, sê die Here, sal voor julle kniel. En hulle sal erken, staan daar in daai vers, dat ek julle lief het. Ek wil dit nie oorslaan nie. Laat my dink aan Hosea 11. Die Here praat met sy volk, hy sê, hoe kan ek julle verlaat? Ek het julle te lief. Hosea 11 vers 8 en 9 sê, my liefde vir julle brand te sterk. Ek weet nie waar jy na die boodskap op Facebook kyk nie, maar die Here sê vanmôre vir jou, niks kan jou van my liefde skei nie. Geen dood, geen engele, geen magte nie. Nie eers jou skaamte of skande nie. Nie eers dit waaroor jy so sleg voel. Nie eers al het jy hoeveel keer droog gemaak nie. Ek het jou te lief. En nou, hier is die hart van die boodskap. Julle moet nou mooi konsentreer. Hier kom iets pragtigs. Is julle reg hiervoor? OK, kyk gou 'n bietjie saam met my. Daarna vers omdat julle my boodskap vasgehou het, vers 10, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. Ons is in die kerkgeskiedenis, in die eras van die kerk. Ek het dit te veel op die skerm gewys, onthou julle soos wat die eras verbygaan. Ons kom al nader aan die grootste moment in die geskiedenis van die mensdom. Weet julle wat is dit? Sê? Die wederkoms. Jesus gaan terugkom en hy sê vir hierdie gemeente, ek kom, hou vas. Maar voordat ek kom, kyk mooi wat staan daar in vers 10. Sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. Die Bybel praat van 'n groot verdrukking, die allerverskriklikste vervolging en verdrukking. Wat staan daar? Wat waar gaan plaasvind? Oor die hele wêreld. Mense, selfs die wêreldoorlog, en ek geniet nogal om op te lees en flieks te kyk, en selfs die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog was nie oor die hele wêreld nie. Daar was baie lande wat as jy daar gekom het en vir die inboorling of mense gevra het, weet julle van die wêreld, ons sê, waarvan praat jy? Weet nie waarvan jy praat nie. Maar daar gaan 'n tyd kom voor Jesus se koms, wat daar verdrukking gaan kom oor die hele wêreld. Jesus sê in Matteus 24 dat dit 'n tyd gaan wees wat so erg gaan wees dat mense eerder sou wens dat hulle kon sterf. Openbaring, en ons gaan later daarby kom, beskryf dit in Openbaring 14 dat die
geweld van hierdie groot verdrukking is so erg dat die bloed tot aan die toom van die, hoe hoog hang 'n toom van 'n perd, omtrent so hoog. Waar, die toom, ekskuus, is die toom hierso? Ja, ek praat van die stebeels, nee, toom is mos hierso. Hy sê daar die bloed van die slagting, Openbaring 14 vers 20, 1600 kilometer ver, het tot aan die toom van die perde gekom. Nou, mense, dit kan ook 'n bietjie 'n oordrywing wees, nee, maar kom ons sê dis net die helfte van dit. Openbaring beskryf die oordeele, die groot verdrukking, wat oor die hele wêreld gaan kom, beskryf in beeld, ons gaan later daarby kom, het gaan so 7 seels, so 7 bakke, so 7 trompette oor die hele wêreld uitgegiet word. Die groot verdrukking kort voor die koms van Jesus. Maar nou is die groot vraag, waar gaan ons wees wanneer daai groot verdrukking kom? Ek wil so in afsluiting na die einde van die boodskap toe vir julle 3 redes gee uit hierdie skrifgedeelte waarom ons nie deur die groot verdrukking sal gaan nie. Party Christene sê nee, ons gaan deur die groot verdrukking, ander sê nee, ons gaan nie. Nou wel, as ek na hierdie skrifgedeelte kyk, is daar 3 redes. Nommer 1, hy sê ek bewaar julle van die tyd. Sien julle dit daar? Ek bewaar julle van dit. Hierdie vertaling sê ek bewaar julle in die groot verdrukking. En dis nie 'n goeie vertaling nie. Ek weet ook hoekom, en ek gaan nie nou in die redes ingaan nie, want ek weet vir hierdie Bybel die nuwe Afrikaanse vertaling van 83 vertaal het. Die regte vertaling is ek gaan julle bewaar van die beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. Dis die eerste rede. Die tweede rede is hierdie beproewing gaan wees vir wie? Daar staan dit oor die bewoners van die aarde. Wie is die bewoners van die aarde? Die mense anders as die wat Christene is. Ek gaan nou vir julle wys wie dit is. En die derde rede is ek gaan hierdie tyd van beproewing oor die hele wêreld kom om die aarde op die proef te stel. Nou hoekom wil hy die Christene, hierdie gemeente op die proef stel? Hy het dan nou net gesê ek weet julle het aan my vasgehou. Ek weet julle was getrou. Hoekom sal hy dit weer wil doen? Hy weet mos ons was getrou. OK. So, as ons nie deur die groot verdrukking gaan nie, wat gaan gebeur? Daar staan dit. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hom op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Onthou jy daai skrif daarin? Jy het hom ons mooi opgebreek in jou Bybelskool klas. So wat gaan die Here doen? Die Here gaan ons kom haal. Die woord wegraping word gebruik deur mense oor die algemeen. Ek gebruik nie daai woord nie, want daai woord kom nie so direk voor in die Bybel nie. Maar dit lyk vir my asof voor die groot verdrukking, voor die wederkoms gaan die Here ons kom haal. Nou is die vraag, is jy gereed? Is jy gereed? Is jy gereed? Philadelphia, broederliefde gemeente, ons moet gereed wees. Ek sluit af, daar's 'n beloning. Net voor ek by die beloning kom, hierdie gemeente, waarskuwings? Geen. Gevolge? Geen. Want die Here Jesus kyk oor hierdie gemeente en hy sê, julle gemeente
is lief vir die Here. Maar kom ons sluit af. Wat is sy belofte? Hy sê, ek gaan julle 'n pilaar maak in die tempel van my God. Nou hierdie gemeente het geweet van pilare, want daar was baie afgods tempels gewees, en baie van hierdie tempels, wanneer hierdie aardbewings plaasgevind het, dan het hierdie tempels omgeval, die pilaar het omgeval, so Jesus gebruik 'n beeld wat hulle goed geken het. Hy sê, ek gaan julle 'n pilaar maak, en dan sê hy ook, ek gaan my naam op julle skrywe. My naam op julle skrywe. 2 keer sê hy dit. Ek wonder hoekom tatoeëer mense hulle so verskriklik. Veral hier in Nieu-Seeland. Ek wonder of mense nie dalk 'n diep begeerte het, dalk die naam van 'n kind, 'n vrou, 'n mamma, pappa, of 'n beeld, 'n prentjie, dalk doen hulle dit omdat hulle soek permanensie, hulle soek iets wat vir hulle laat voel dat die persoon wie se naam of die prentjie wat getatoeëer is permanent. Ek wil dit saam met my dra. En dis wat ons hierso sien, dit is iets van die Here sê, ek gaan my naam op julle skryf, anders as die, en ons gaan later nog daarby kom in Openbaring, onthou julle, op die voorhoof, en op die hand, gaan wat geskrywe wees? 666, die merk van die dier. Ons het nie nodig om die merk van die dier te dra nie, want die naam van Jesus is in my hart geskrywe. Daarom, liewe gemeente, hou vas. Ek, Jesus, kom gou. Hou vas. Hou vas. Hou vas. Hallo? Hou vas. Ek kom. Kom ons bid. Here, in hierdie land, meer as ooit tevore, leer ek nou wat dit beteken om vas te hou. Ek bid vir my broers en susters, ek bid vir hulle kinders. Dankie dat U ons help om vas te hou. Ons kies vanmôre net daar waar jy sit. Ek vra jy om saam met my net jouself te herinner wanneer ek nou bid en sê, Here, ek kyk na Jesus. Ek hou my oog op die wederkoms. U gaan my kom haal. Ek wil gereed wees. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.